Kom ons lei die oor. Dankie ons Vader, dat ons afhanklikheid van U kan besef, en dat ons kan weet, U werk bonatuurlik. U kom openbaar deur die woord en die prediking van die woord. Kom stoor hierdie inligting deur U Heilige Gees permanent in ons binneste. En ons kom bid dit almal saam in Jesus Christus naam. Amen. Die tema van vandag is transformasie as kind van God. Transformasie as kind van God. Jy kan hier sit, net as jy wil, met die sedigste gesiggie wat jy kan opsit, dit maak nie saak nie. Maar my vraag vandag aan jou van ons Jesus Christus af, wie wil verander? Ek dink ons is gemaak met hierdie ingeboude hinkering om te verander. Dat ons nooit stagneer. Dat ons nooit dieselfde bly nie. Maar ek wil begin by 'n teksgedeelte en dit in 2 Korintiërs. 2 Korintiërs 3. Hierdie gedeelte is hoeveel keer al gebruik in verskillende gedagtes en boodskappe. Maar ja, hier is ons vandag. 2 Korintiërs 3, en dan wil ek sommer daar van vers 16 af vir jou voorlees. Hy sê van Moses sê die skrif, egter, elke keer as hy hom na die Here wend, word die sluier weggeneem. Ons weet, Moses het die Vader gaan besoek op die berg om die 10 gebooie te kry. En dan vers 17 sê, die Here beteken hier die Gees. En waar die Gees van die Here is daar vryheid. En dan vers 18 sê, ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van die gesig af weggeneem. Hierdie sluier wat hier gekwoteer word, kan ons aanneem, gaan ook oor die sluier van wat in die tempel was en waar agter die allerheiligste was. Ons word al hoe meer verander. Sê bietjie vir jouself, ek gaan verander. Word al hoe meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Jy is nie vandag arrogant of 'n windie as jy dit uitspreek. Dis God se gedagte vir jou om meer soos die beeld van Christus gelyk te word. En dan sê hy, die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. En dit doen die Here wat die Gees is. Ok, ek sal aan my klap as jy nie wil aan. Hierdie is vir my excited. Ons moet verstaan dat hier gaan oor klomp goed. Hierdie verandering is nie net ekstern nie. Hierdie verandering is ook intern. Ek weet ek lyk nog dieselfde as 10 jaar terug toe ek hier aangekom het. Maar weet jy wat? Ek vertrou op die Here dat die blou in my oë ten minste net verander. Sonder dat ek Winderlien doen. Ek hoor ook oom hier so nie dorp gesê, al wat hulle Kersfees gedoen het, is sy maat om Winderlien gevoel, dat sy oogies kan skitter terwyl die ander kinders persente oopmaak, dat hy ook kan opgewonde het. Hierdie verandering is nie in 'n passiewe vorm geskryf vir die oorspronklike taal nie. Dis aktief. Beteken dis aaneenlopend, dis never ending. Hierdie verandering gaan nooit stop nie. Ek wil hier 'n ding inbring, want hier staan dit nie meer nie, maar dit staan in die Griekse woord en daar staan transformation. As jy die Griekse Bybel vat en jy vertaal hom,
dan is dit eintlik in Engels 'n metamorfose. En 'n metamorfose is 'n transformasie, en ek het 'n oulike preekie, maar dis nie vir vandag nie, wat die een oomblik is jy dit, en die ander oomblik is jy dat, en dit gaan oor metamorfose. Hierdie metamorfose vind nie plaas as gevolg van godsdienstige tradisietjies en gewoontes. Dis net die Heilige Gees wat dit kan doen. Niks anders nie. Ek wil hier tong en nie sê. Daar staan 'n skrifgedeelte. Ons is wedergebore kinders van ons Here Jesus Christus. Die oomblik as jy hom aanvaar en aanneem en bely dat hy jou redder is, dan sê hy, bang! Jy ontvang God se Gees op daai oomblik, en op daai oomblik raak jy 'n wedergebore, 'n nuutgebore kind van God. Dit staan so geskryf. Maar daar's iets wat ek en jy nou mooi moet verstaan. Hy sê, hierdie gedeelte van verandering is eintlik 'n opdrag van ons Jesus. Hy sê, jy moet groei van kind wees tot volwassene. Hy sê, as jy 'n kind bly, dan sien jy soos 'n bootjie op die see wat op en af donder. Maar as jy 'n volwassene in Christus gegroei het, gaan die goed jou nie meer raak nie. Dit gaan nie meer hierdie big issue wees nie. En ek en jy kan net op die Heilige Gees vertrou vir die transformasie. Maar wat staan jou eerstens te doen? OK, jy wil dit nie sê nie, ek gaan dit vir jou sê. Jy moet net sê, ek gaan nie meer nou. Ek kom in neutraal. Ek gaan nie op my eie aanduiwel nie. Want dis wat dit is. Dis die groot verskil. Dis waaroor dit alles gaan. Ek wil uitkom by 'n baie belangrike teksvers. In Lukas 9 staan dit so mooi geskryf. Jy kan gerus so toe blaai, want ek is nie seker of jy dit al gemerk het. Myne staan hier by vers 28, die verheerliking op die werk. Hierdie ding is gedemonstreer deur ons Here Jesus Christus, dat ek en jy moet aanvaar wat kan plaasvind, selfs al is jy in die vlees nog wat jy is. Daar staan omtrent 8 dae nadat Jesus hierdie woorde gesê het, en dis nou die vorige gedeelte, wat moet gebeur as jy Jesus wil volg? En is I will take up my cross. Amen. So, Jan kom hy met hierdie woorde en hy gaan verder, hy sê, het hy vir Petrus en Johannes en Jakobus saamgeneem die berg op om te gaan bid. En terwyl hy bid, het die voorkoms van sy gesig anders geword en sy klere het begin skitter. En dit het wit geskitter soos van heerlik. En skielik was daar 2 mans, Moses en Elia. Weet julle hoeveel jare verstryk tussen toe Moses op aarde was en Elia? Nie een van hierdie oukies het geweet hoe lyk hulle. Weet julle hoekom? Daar hulle die selfone gaan. So hulle kon nie foto's neem. En sê, ons sit hierdie op google.com, dat eendag as Petrus en Jakobus en Johannes wil weet hoe lyk ons, hulle het so gelyk. Dit
was nie. Maar Jesus het dit aan hulle geopenbaar. Op 'n bonatuurlike manier. Hoeveel dink julle kon gekies gewees het in die Ou Testament? Baie. Daar was baie. Abraham, man. Hoekom nie Abraham? Ja, Isaac. David. Daar is baie gewees. Maar hy maak hulle bekend en sê, dis Moses en Elia. Maar luister wat verder gebeur. Hulle het in hemelse glans verskyn en met hom gepraat oor sy uittog wat hy uit Jerusalem sou voltooi. Hulle is in 'n gesprek met Jesus. En intussen tyd het Petrus hulle wakker geword, want die stupids het aan die slaap geraak. En hulle dog, wat gaan daar aan? Daar is 'n hemelse glans van Jesus en ook die twee manne wat by hom staan. En toe die twee manne aanstaltes maak om pad te vat. Staan so. Sê Petrus vir hulle, wow, julle, ek dink dit is goed as ons sou hierop reageer en vir die mense hutte bou. Ek sien een vertaling praat van 'n bungalow. Een vir een vir Moses en een vir Elia. So as jy gedink het ek jok oor die storie van die name en wie hulle is, daar staan dit. Petrus het dit self gesê. En terwyl hulle nog so praat en te kere gaan, toe neem die wolk hulle weg. Ok, nou wat is die storie agter die storie? Die storie is Moses en Elia het nie daar verskyn soos Skeletor met bene en met tande en hare nie. Hulle was in hulle verheerlikte liggame en so Jesus ook, want sy gesig het verander. Die een wat hulle geken het verander. So it's possible. Weet julle wat se cherry op die koek en ek wil nou sommer vir die kans af nou waterkoolers en suiker geplaas. Die belangrikste vir my en jou om te onthou is dit. Jesus was nog in lewe met sy vleeslike liggaam as seun van God. En die Gees sê, time to change. Show them how it can happen. Is dit nie amazing nie? En die volgende oomblik, toe sê weer soos hy gelyk het. Is dit nie amazing nie? Dis die God wie ek en jy aanbid. Hy kan besluit, ek lyk nou so, en nee, ek dink ek gaan so lyk. Dis verandering. Dis 'n bonatuurlike aanraking vir die liggaam wat hy ontvang het as mens. Wat is nie vir jou beskikbaar? Hallo. Ek sê maar net, ek vra maar net, ek wonder toe nou net. En toe ek hierdie ding aan hom werk, toe kom die Here en hy sê vir my, moet net nie vergeet die Psalm 23, het staan so mooi daar in die Bybel geskryf. Vers 3. Hy sê, He will refresh my soul. God kom vandag en hy sê, maak jou gereed vir 'n goddelike aanraking, dat jou siel verfris kan. Dis soos die dames in die vitalizing, refreshments. Hulle het al hierdie kreempies, dit vat eeue om in hulle gesig te sit.
En môreoggend as jy wakker word na sy nog net dieselfde. Met daai paar uur met daai roompies op. Dan dink jy, sy is nog so jonk. Maar as sy net 8 ure sonder dit wees. Dis nie net ek nie. Dis nie net ek nie. Hierdie goed gebeur. En ek weet, ek moet nou nie stout wees en ek wil nie stout wees en ek moet nie as plus wees nie en al daai goedjies wat so mooi is. Maar ek wil julle net herinner, aan Romeine 12:2. Asseblief oppas. Weet julle wat sy belydenis die Heilige Gees gister vir my weer gesê? Daar's 'n rede hoekom Paulus skryf en sê. En nou doen ek 'n beroep op julle broers op grond van groot ontferming van God. Gee julle self aan God as 'n lewende, heilige offer, wat vir hom aanneemlik is. Dis die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Dan sê hy, julle moenie. Hy sê eers wat jy moet. En dan sê hy, maar julle moenie. Aan hierdie wêreld gelei word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Kyk ons manslewe, as ons iets beplan, dan begin jy die vorige middag, dan sê jy, vrou, onthou nou net, môre is Saterdag, ek wil môre dit en dat. En dan kyk jy. Maar jy begin hierdie ding en dan later sê van, weet jy, dit is moontlik, want ek gaan nie werk nie. En later sê van, maar ek het te boor, wat ek gaan kan maak. So jy bring al die possibilities na vore. Hoekom jy die volgende dag hierdie ding gaan regkry? En ek dink ons Here Jesus Christus het so ook vir Paulus gesê, sê vir jy moet surrender. En as jy surrender het, gaan die Gees van God beheer vat oor jou lewe. En dan gaan jy op daai manier nie meer gelykvormig wees aan die wêreldse dinge. Want hy gaan jou gedagtes vernuwe. Dit is Job. Jy sien hierdie woord gedagte, word op verskillende maniere gebruik. Die Strong's Dictionary praat van it's about your feelings. Doodstap. Dit gaan oor jou intellect. En ongelukkig ook jou wil. Met ander woorde, dit gaan oor gevoelens en emosies en gedagtes. Dis jou feelings. Maar dan kom jou intelligensie. Want jou intelligensie is mos so groot. O ja. Jy weet my studies daar aan die universiteit. Dan vertel jy hoe lank ek gestrou. Maar anyways, en dan kom daai wilskeuse wat jy net gaan klaarmaak mee. Dis wat hierdie woord gedagte is. As jy kyk na die Amplified, dan praat die Amplified van you've got new ideals. Jou ideale verander. Dis deel van jou gedagtes. En dan jou attitude. Want jou attitude is deel van dit wat jy bedink en wat dan manifesteer. Dis waaroor dit alles gaan. Maar dis wat gebeur met hierdie denke wat vernuwe word.
Maar ek wil hê jy moet nou hier, net onder waar die pan is, daar, moet jy vir jou tuis maak en bære, ek is nie gebore. Nee. So God het jou 'n nuwe identiteit gegee. Right. Dis nie al. Die Here reveal aan my, dis nie al wat hy gedoen het nie. Want hy profeteer deur Esegiel 36. Hy sê, vers 26, ek sal julle 'n nuwe hart. Sê 'n bietjie nuwe hartie? Nuwe hartie. Weet jy wat? Waar is jou gevoelens? Hy gaan vir jou hartjie verander. Hy gaan jou hartjie gee soos syne. En 'n nuwe gees. Jy sien, ons kyk na hierdie teksvers en daar sê ons, hartjie gees. Dan klink jy so Saulus wat gaan vertower met hierdie gees se krag in jou. Maar jy vergeet van die hart. 'n nuwe hart wat jy sal ontvang. En hy sê verder, ek sal hierdie kliphart uithaal. Dis ook vir die mans. Hart gebak. Ek sal hierdie kliphart uithaal en ek sal vir jou 'n vleeshart gee. Nie 'n hart wat net ween nie. 'n vleeshart. En vers 27 sê, ek sal my gees in julle gee, en ek sal maak dat julle volgens my voorskrifte leef, en my bepalings gehoorsaam en nakom. En Aaron was daar en sê, bring dit op, maak my. Ja, jy sal. Maak my dit doen. En dit doen met dit. Ek wag nou. Jy sien, as jy nie kom by 'n punt en jy sê, okay, die maak my, beteken ek sal jou bekwaam maak om dit te doen. Gaan jy niks reg kry. Dis die mindset wat jy moet laat change. Anders kan jy net sê, you will stuck on me, and they will have to. Is dit nie wonderlik nie? Iemand sê, Johannes 3 kom, en Jesus kom en hy sê dit so duidelik. En hy wil dit sê, want hy het geweet, julle gaan nou niks sê oor hierdie gedeelte nie. So hy bring hierdie ene. Hy sê, Johannes 3 sê die volgende. Hy sê, Jesus antwoord hulle, vers 5, dit verseker ek jou, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God kom nie. Want uit die mens gebore is mens. Dis die wonder. En wat uit die gees gebore is gees. Amen. Ek ontwortel die woord, maar ek is maar net mens. Want jy is nie meer mens nie. Jy is gebore as geesmens. Dis die rede om verder te poog en te streef na metamorfose. Niks anders nie. Wat uit vlees gebore is vlees, maar wat uit gees gebore is, na jou bekering is gees. So
het daar awesome plaasgevind. Maar ek wil dit in die Amplified lees. As dit in die Amplified is, dan is dit saggies. 1 Johannes 3. Way back. Net voordat jy by Openbaring. Ons sit in Witstrand. En julle weet ek het jou al gepraat van Woep Pretoria is nie. Prinshoek. Prinshoek Pretoria is ook almal dieselfde. Maar enige ons sit daar en hy kom na my toe en ek en Karin sit daar sy wyfie. Hy sê: "Pastoor, weet jy dat die woord sperre in die Bybel staan?" Sê nee. Waar? Wat 'n Bybel? Genigtig. Hy sê bring my my Amplified. En dan kyk die storie so. En hy sê lees vers 9. In Johannes 3 vers 9. Hy sê he saw no one born begotten of God. Dan verduidelik hy. Deliberately, knowingly, and habitually, gewoontedrang, practices sin. For God's nature abides in him. Dit beteken, in hom, his principle of life, the divine spirit, remains permanently within him. Remains permanently within him, and he cannot practice sinning because he is born begotten of God. Toe kom ek nou vandag en ek sê vir jou, jy het 'n nuwe pappie. Jy het 'n nuwe hemelse pappie met 'n suiwer genetika wat in jou oorgedra is. Hallo? En dit is so intens dat Efesiërs 3:19 het 'n lang storieetjie oor om in Christelike godsdiens tradisies, nee, praat. Dit verduidelik ons presies dat jy moet in liefde groei. OK. En dan sê hy, sodra dit plaasvind, moet jy die een ding besef, en dit is, your body is wholly filled and flooded with God himself. Ek weet nie wat verkeerd is, en ben jy nie reg, maar net nie beslaan. Ja, toe, het hulle elke keer vir iemand gebid. Hy is gedoop in die Gees. Dan skud hulle die ou. Dan sê hulle, ontvang nog Gees van God. En dan skud hulle hom op pad uit, vir nog 'n vervulling. Ek dink nie heeltemal die woordkeuses was reg. Skud moes hom skud, maar hulle moes hom skud dat hy vir sy eie nonsens ontslae raak. Dat die volheid van God wat alreeds in hom is, kan oorneem. As volg. Hier staan in die 83 vertaling, sodat ons heeltemal vervul word met die volheid van God. Verstaan jy? Die volheid van God is al reeds in jou. Jy moet van die rubbish ontslae raak, dat hy daai plek kan inneem in sekere doelstellings, ideale, drome, gesindheid, alles. Maak skoon jou kamers.
Nee, vir die intrek van God se volheid in jou. Die New King James sê dit so mooi en afgerond. Be filled with the fullness of God. Be filled with the fullness of God. Wie is gereed vir dit? Ek kyk hier na 'n stuk in Handelinge. Ek gaan dit nie nou lees nie. So negatief. Afbreekend. Ek wil julle opbou. Handelinge 20 kies ek toe eerder. Want ek kan nie jy moet jou attitude in my nou verander voor ek verlof. Handelinge 20 is vir my so awesome. Ek het dit al eeue terug hier geskryf. En Paulus skryf hier oor Jok. Was dit hy? Ja! Hy spreek aan die Efese. Ja. Hy sê, maar nou vertrou ek julle aan God toe en aan die woord van sy genade. Handelinge 20 vers 32. Kyk. Net nie jongens. Maar nou vertrou ek julle aan God toe, aan die woord van sy genade. Die woord is magtig om julle op te bou en julle in die seëninge te laat deel wat hy aan al die gelowiges as 'n erfdeel beloof het. Yippie! Mense kry lewe. Is dit nie amazing nie? Huh? Maar weet jy wat? Ek weet, jy dink nog soos hierdie ander simpel mense. Wanneer sê hulle, Abraham was so 'n oulike mens. En weet julle wat? Daar was nog nie 'n Bybel nie. Was toe verduidelik aan my. Hoekom moet ek 'n Bybel lees? Dan was nie eens 'n gebooie nie in Abraham se tyd. Sê jy kom net jou ou skoene agter Abraham aangooi want hy was gehoorsaam. Hy was in 'n verhouding met die Here gewees. En jy? Nee, dit is so mooi, maar lees jou Bybel man. Lees net jou Bybel. Want jy kan nie sonder hierdie woord gaan nie, want hierdie woord gaan jou opbou. Hierdie woord gaan jou verander. Hierdie woord gaan jou 'n metamorfose laat beleef, 'n transformasie. Amen. Kom ons lê dit. Dankie Here Jesus Christus dat U lewendmakend woord in ons midde plaas. 'n Woord wat ons opbou, 'n woord wat ons transformeer. Here, ons kom vanoggend en ons sê, we surrender all to Jesus. Gees van God, kom en maak ons al hoe meer en meer soos Jesus. In Jesus Christus naam. Amen. Ons gaan nou afsluit met die laaste lied. Kom saai tog in die koninkryk van God. Sê vir hom jy is dankbaar. Bring jou tiende, jou saad. En dan gaan ons saal toe en ons gaan lekker saam kuier.